Shabbat Shalom aan elkeen. Ek groet julle vanoggend in die naam van Yeshua, ons Messias, of anders soos ons dit ken, Jesus ons Christus. Dit is vanoggend vir ons 'n absolute voorreg om vanoggend saam met jou in hierdie begin winterkoue oggend saam met jou te kan spandeer. Ons kan sien die temperatuur is besig om te daal en daai verskriklike krokodille met die lang tande, as jy nou na die weerkaarte kyk, is besig om oor die land te kom. En ons prys die Here daarvoor, want dit beteken dat my God is in beheer en nie iemand anders nie. Nou ja, ek sou nou vanoggend graag my begeerte, François se begeerte vanoggend, sou nou gehad het, julle almal wat na hierdie boodskappe kyk, moes nou saam met my hier in 'n saal of in 'n gebou gesit het, sodat ons julle van aangesig tot aangesig kon sien, en dat ons julle kon groet, en saam met julle kon wees, en dat ons 'n paar liedjies of 'n paar koortjies saam kon sing het. Jy weet, dit is verskriklik eensaam as ek vanoggend, elke oggend hier op die Sabbatoggend hier kom sit en alleen musiek luister. Dis lekker, ek ervaar die Here, ek ervaar sy teenwoordigheid, maar hoe lekkerder sou dit nou nie gewees het, as jy nou hier saam met my was, en ons saam die Here aanbid het nie. Dis sal nou soos 'n klomp stompe hout wees, wat op 'n vuur lê, wat besig is om te brand, lekker hitte afgee, en wat nou beter in die winter as 'n oordentlike kaggel met goeie vuur. Maar nou ja, dis nie waaroor ek wil vanoggend gesels nie. Vanoggend is my tema herlewing, en julle sal sien ek sê ek het 'n tweede gedeelte daar bygevoeg. Hoekom? Want laasweek toe ek klaar maak, het ek besef dat ek nog nie klaar gepraat het oor hierdie gedeelte nie. Nie ek nie, dat die Here dit op my gelê het, dat daar nog baie gedeeltes, fasette van hierdie herlewing is, wat ek vir julle moet oordra, sodat ons kan verstaan wat hy van ons verwag. Nou voordat ek begin, dan sê ons, dan wil ek jou net terugvat na die beskrywing of die betekenis van herlewing, soos ek hom laasweek gegee het. 'n tydperk van geestelike vernuwing, dikwels gekenmerk deur massabekering en 'n herstel van morele gedrag. Nou ja, baie interessante gedeelte hierdie. Nou ja, ek het nou laasweek so half 'n bietjie aanvallig teenoor dit opgetree, en vandag gaan dit nog seker erger wees, Natasha, want ek gaan nou aan daarmee. Nou ja, kom ons gaan kyk wanneer gebeur hierdie goeters. Jy weet, gewoonlik dan Pinksternaweek, of nie eintlik Pinksternaweek nie, eintlik in Paasnaweek, dan gebeur hierdie ding dat ons hoor en sien hierdie wonderlike dinge wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het, dat hy op die kruis gegaan het, gekruisig is, bebloed, stikkend geslaan, dit vir my en vir jou, en dat hy uitroep, dit is volbring. En dan gewoonlik kom ons tot bekering, Natasha, en ons wil weer vir die Here leef, en dan 6 maande, 'n jaar down the lyn, dan is ons weer terug waar ons was. Nou ja, ek het nou 'n skrifgedeelte wat ek met jou wil deel. Petrus is aan die woord, hier het 'n wonderlike ding gebeur. Ek wil net vir julle die prentjie voor hierdie vers 37 vir jou verklaar. Jy weet dat Petrus en die ander disippels het in die bootvertrek gaan wag vir die Here, dat die Here hulle moet aandoen met krag. En so gebeur dit ook dat die gees van die Here oor hulle uitgestort word, en dat hulle gevul is. En Petrus gaan uit, en ek stel maar voor dat hy op 'n balkon gaan staan het, besig om mense toe te spreek. En ons moet weet dat daar 'n verskeidenheid van mense was, wat op daardie stadium daar was. En terwyl hy praat in een stem, hoor almal hom in hulle moedertong. En daar was mense gewees wat verskriklik aangeraak was deur hierdie toespraak, hierdie preek, hierdie boodskap. En daar kom mense na hom toe, na Petrus hulle toe, om te sê die volgende. Kom ons gaan lees. Handelinge 2 vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nie 'n miskien of 'n dalk nie, as jy die stappe gevolg het, as jy by die plek gekom het om te sê, ek het gehoor, ek is diep in my hart getref, die Here het my aangedoen met krag en genade, en jy laat jou doop in die naam van Jesus Christus, word jou sondes weggevat, want hoekom? Die bloed van Christus het my skoon gewas, witter dan wol, sê 'n ander skrifgedeelte, en ek ontvang die Heilige Gees, die een wat my nou gaan lei in die woord van die Here, wat my gaan lei aangaande sy wil. En dan vers 39, en dan sê hy, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is. Betekende ook vir ons, in hierdie geslag, kom dit toe, dat
die Here sy gees oor ons sal uitstort. Ekskuus tog. Dit wat die Here ons God na hom toe roep. Nou dis 'n baie interessante stelling daai. Baie mense sal verwonderd wees. Nou kom ons by die gedeelte wat ek sê, ons het sy stem gehoor, of ek het my naam gehoor. Ek het geluister, ek is gedoop, maar wat nou? Wat moet nou volgende gebeur? Nou skies tog. Wat is die volgende ding wat moet gebeur? Nou wil ek vir jou sê, hier is nou waar die tekkie die teer slaan. Hier is die plek waar dit begin besigheid raak. Dis nou die plek waar jou ware geloof gaan getoets word. En ek gaan hom vir jou lees. In Matteus 16 vers 24 tot 25 was die Here besig met sy disippels. Die disippels wat nou daar gestaan het en hierdie boodskap gegee het. Hy is besig met hulle nou te leer in Matteus 16 vers 24 en 25. En hy sê die volgende. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Nou vra ek jou die vraag, wat beteken verloon? Ek wil amper sê, jy moet klaar kry met jouself. Jy moet klaar kry met jou idees en jou gedagtes. En hy sê daar dan verder, en sy kruis opneem en my volg. Nou oké, laat ek ook net iets daar verduidelik, Natasha, dat in die tyd van die Here Jesus Christus, as ons daar in die sitkamer sit en ons hoor hier loop iemand met 'n kruis op sy rug hier in die straat af, wat kan ons dan outomaties aanvaar? Wat is die volgende ding wat ons moet weet? Ons moet weet dat hierdie ou is besig om te sterf. Nie besig nie, hy gaan binnekort sterf. Want iemand wat 'n kruis gedra het, was gekruisig, net soos Jesus Christus. Dit is iemand wat ter dood veroordeel is. Nou vers 25 sê hy so, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Nou ja, toe, kom ons spring hierso weg. Wat moet met my gebeur? Ek moet sterwe. Nou ek sê nie, vat jou oupa se 3 agter 'n wolwe, sit hom teen jou kop en sit alles uit jou teen die ceiling vas nie. Dis nie wat ek sê nie. Of drink 'n klomp gif en maak van jou... Nee, die Here praat van die innerlike mens wat moet sterf aan sy idees en sy eie wil. Nou kom ons gaan gesels 'n bietjie daaroor. Ek het nou vir jou 'n mooi prentjie daarop gesit. Dit is nou wat daar moet wees in jou lewe. Wat moet op jou doodsertifikaat staan? Nou ek wil nou graag vanoggend vir jou iets anders lees. Ek wil vir jou iets lees wat ek ken. Hoekom? Want ek het by die Staatslykshuis gewerk baie jare terug. En as ons 'n liggaam gaan optel daar by 'n toneel, of dit nou 'n voertuigongeluk is en of 'n moordtoneel is, dan was dit ons plig om hierdie liggaam na die naaste hospitaal toe te vat en gaan doodsertifiseer het. Nou wat is daardie stappe wat hulle vat? Ek wil dit graag nou vanoggend vir jou lees. Die fisiese ondersoek van 'n liggaam na dood. Eerste ene, sirkulasie. Hoe wys dit in die rolprente? Iemand sit sy oor op jou mond om te kan voel of te hoor of jy asemhaal, né? Of 'n hand of 'n lepel, of om te sien, is daar nog enige iets? Ekskuus, ek het hulle nou omgeruil. Sirkulasie. Sirkulasie is die pols. Dis wat jy nou die mense sien waar hulle voel of daar 'n hartklop is en as hulle dit nie voel nie, dan gaan hulle gewoonlik na asemhaling toe. Is daar enige asemhaling teenwoordig by die pasiënt? En die volgende ene is die oogpupille. Hy sê in Afrikaans sê hy vas en verwyde. In Engels is dit makliker, fixed and dilated. En dan reaksie, is daar enige reaksie op die liggaam? Voel die liggaam of hy nog beweeg of nie? As dit nie so is nie, is die persoon dood. Nou ek wil nou vandag vir jou verklaar, as jy sê dat jy dood is vir die wêreld en dood is vir die dinge wat jy gedoen het voorheen, dan hoort daar geen reaksie in jou binneste te wees wanneer die wêreld kom met sy aanspraak nie. Nou, ek het nou 7 dinge, 7 sleutelpunte vir jou uitgehaal, waar volgens jy moet kyk of jy daadwerklik dood is. Daadwerklik dood vir die wêreld is en die dinge van die wêreld. Eerste ene is die soeke na mag en status. Nou ek kry hierdie baie, wanneer mense tot bekering gekom het, Natasha, en hulle kom in die kerk in, dan is dit asof hulle weer mag en status begin behep raak. Hulle soek na iets wat hulle wil hê. Nou hier's 'n mooi prentjie wat ek nou vanoggend vir jou daar het.
Hierdie prentjie wys nou maar net hoe jy terugbeweeg na 'n rol wat Satan in jou lewe gaan speel om magbehept te wees, om status te wil hê. So baie keer, en ek seker pastoor Emil kan my daar uitdra en my help om dit te kan beantwoord, is dat mense kom tot die Bybelkollege, hulle wil graag leer, en ek glo uiteraard as iemand vir my sê hy wil leer, dat hy opreg is in sy hart en dat hy dit bedoel na die beste van sy hart, maar dan 5 minute later, dan kom jy agter, hierdie persoon het Bybelkollege toe gekom met die idee om 'n pastoor te word, om 'n titel te kry, magsbehept. En ja, dit is nie vir ons om dit te besluit nie. Hierdie, wat ek vandag doen, sou ek paar jaar terug nooit gedoen het nie. Inteendeel, die 22ste April was my verjaarsdag gewees. Ja, nie die verjaarsdag, die geboorte wat my ma my gegee het nie, my verjaarsdag, my geboorte in Jesus Christus. Daardie aand toe die Here by my kom stil staan het en vir my gesê het, nou het jy genoeg. En ek gesê, halleluja, prys die Here, Here, ek het nou genoeg. Want ek wil julle vertel, om deur die bose vertel te word dat hy my lewe wil vat, of jou lewe wil vat, is 'n uitdaging en 'n half. En dis wanneer ou begin gryp na waarheid en werklikheid. En weet, ek het daar in die bed gelê en ek het die Gideons Bybel aangegryp en gesê, Here, asseblief. Ja, en daar het 'n pastoor gekom en dinge het gebeur, en daar die volgende dag was daar vir my 'n nuwe lewe. Ek was gewederbaar gewees. Ek het geleef vir sy geregtigheid. En weet, ek het in daardie pastoor se kerk gaan sit, ek het geleer, hy het my geleer, ons het die skrifte ondersoek, dit was die lekkerste tyd in my lewe. Maar daar was 'n tyd wat ek agtergekom het, dat hoe graag en met hoeveel moeite die pastoor my leer, is daar nog steeds 'n hongerte en 'n dors in my binneste, en sy voorstel was, gaan soek 'n Bybelkollege, dan begin jy so meer te leer van die Here. En ek het so gemaak, en ek het by 'n Bybelkollege aangesluit, en ek het vir myself gesê, ek was eintlik inteendeel saam met 'n ander polisieman, vriend van my, by hierdie Bybelkollege, ons albei het saam daar ingeskryf, en ek het vir hom gesê, ek gaan nie hiernatoe kom om enige rang of titel of iets te kry nie. Maar ek kan jou vertel, die Here het ander planne gehad met my toe ek daar ingestap het. Ja, in die 2de jaar het hy vir my geleentheid gegee om 'n boodskap te bring, en ek het daar besef wat die Here vir my beplan het, en ek het gesê, Here, laat U wil geskied. Nou in Spreuke 2 vanaf vers 1 tot 22, ek gaan nou net vir jou opsomming gee, word dit beklemtoon dat die soeke na goddelike wysheid as 'n kosbare skat wat beskerming bied teen die bose. Nou, as jy regtig begin soek na die Here, dan gaan hierdie prentjie nie met jou gebeur dat jy rang behep, posisie behep of magsbehep het in jou binneste om te sê ek moet die een of ander titel of iets in die kerk wees nie. En jy sal sien by sekere plekke, ek wil nou nie sê sekere kerke nie, by sekere plekke is die mense absoluut behep met hierdie tipe goeders, en dan moet jy weet dat daar nog nie 'n sterwe gekom het aan die mens en sy eie begeertes nie. Beeld bo werklikheid. Nou ja, baie interessante skrifgedeelte hier wat ek hier bygesit het om dit te verduidelik. Weet, die Fariseërs en die Sadduseërs het in 'n sekere manier aangetrek om seker te maak dat mense weet hulle is die mense van die tempel. Hulle is die mense wat die dinge hier te gebied. Hulle is die een wat optree vir God. En so kry jy ook nou mense as in die kerk kom, hulle het 'n sekere aantrek, en ek sê nie daar's 'n fout, ek trek nou maar so aan want dit is vir my gemaklik, en ek voel nie aangevat in my binneste dat ek in 'n sekere manier 'n das moet aan hê dat ek met julle kan gesels nie. Ek voel dat ek heeltemal binne die wil van die Here is. Maar mense maak daar die voorstelling. Nou wil ek vir jou sê, Romeine 13 vers 14 sê die volgende. En hier is die belangrike gedeelte. Hierdie gedeelte het ek al baie in die verlede gebruik om mense aan te vat wat sê dit moet so of dit moet so of dit moet so. Nou hier is die kruks van die saak. Ek het inteendeel in die Bybelkollege het ek al met mense gestry oor hierdie gedeelte. Hy sê maar Romeine 13 vers 14 sê die volgende: maar beklee jy julle met Jesus Christus en maak geen voorsiening vir die vlees om sy begeerlikhede te volbring nie. Maak geen plek vir die bose om 'n vatplek in jou binneste te kry. Beklee jou met Jesus.
as jy geklee moet wees, en hierdie geklee kan nie van buite af geraak gesien word nie. Hierdie beklee sal ons sien wanneer ons met jou begin praat, sal ons sien wanneer jy begin optree, sal ons sien as jy begin stres, sal ons sien wanneer jy met mense in jou omgewing werk, sal ons sien as jy armes rondom jou het, bedelaars om jou het, dan sal ons sien of jy daadwerklik tot bekering gekom het of nie. Dis die oomblik, want dit help nie ons loop rond met vroom gesigte en mooi klere en sê ja, ons is kinders van die Here, maar daar is geen niks van die Here binne binneste nie. Die volgende een is gemak en gerief. Nou ja, Natasha, dis 'n pragtige prentjie daai. Baie van ons gelowiges dink dat die oomblik wat hy tot bekering gekom het, kan hy maar hier op die bank sit en hy kan maar YouTube kyk en hy kan maar die doen en hy kan maar daai ding doen en hy kan hierdie prediker luister en daardie prediker luister en ek wil vir jou sê, pas op daarvoor. Pas op, dis een van die maniere waar jy nooit tot sterwe sal kom nie. Kom ek lees vir jou. Spreuke 6. Nou voordat ek Spreuke 6 vir jou lees, wil ek vir jou sê, dit vat tyd. Dit vat persoonlike tyd om voor die Here se aangesig te kom. Dit vat tyd wat jy moet afknip en moet eenkant stel om die Here te wil aanbid. Ek wil vir jou sê, toe ek begin het, was dit gemaklik geweest. En na tyd wat ek geleer het en besef het dat die Here iets van my verwag en dat ek moet verander en dat ek sy waarheid moet aanneem en ek die waarheid begin ondersoek en begin besef het, Here, dat U het nie die Sabbat weggevat nie, het dit van my gevat. Want hoekom? Mense verwag dat jy moet wees soos die wêreld en jy moet doen soos die wêreld. Nou doen ek nie meer soos die wêreld nie. Sabbat, die Saterdag is vir die Here 'n heilige dag en daarom ag ek dit ook heilig en daarom sit ek dit vry vir die Here, sodat die Here kan doen. Hy het dit vir my gemaak en daarom doen ek uit gehoorsaamheid wat hy van my verwag. Nou ja, die ander een wat ek jou wil sê is om vroeg in die oggend op te staan en te gaan bid en laat in die aand te gaan bid voordat jy gaan slaap, is amper om soos vir 'n ma en 'n pa goeiemôre en goeienaand te sê. Is dit nie? En die Here wat ons Abba Vader is, wil ek vir jou sê, verwag dit ook van ons, om vir hom, voordat ek uit die huis uit te gaan, om vir hom te sê, Abba Vader, goeiemôre, baie dankie vir hierdie dag, gaan saam met my. Jy wil tog sy beskerming hê, wil jy nie? Nou kom ek lees hierdie Spreuke 6 vers 6, hy sê, gaan na die muur, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Baie interessant, vers 7 sê hy die volgende, hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood bymekaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Wanneer gaan ons begin wakker word? En dan vers 10 sê hy, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Hoe lank gaan ons nog as Christene sê, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap? Ek sal môre hierdie belangrike besluit neem. Ek sal 'n ander dag hierdie besluit neem. Om dinge uit te stel, is nie te sê ek het dit gehanteer nie. Om 'n ding vas te vat en te begin en klaar te maak, dit beteken jy het dit uitgesorteer, jy het dit afgehandel. En wat wil die Here hê? Hy wil aksie hê. Hy wil nie hê dat jy net met lippe die Here sal aanbid en sal sê, prys die Here, loof die Here nie. Die Here verwag van jou aksie, om te sê, ek sal opstaan, ek sal iets doen. En ek kan jou nou al sê, dit het in my lewe 2 keer gebeur, dat ek op 'n plek gekom het en gedink het, ek weet alles. En die Here my weer teruggevat het en gesê, jy weet niks. 2 keer in my lewe het dit gebeur. Die volgende prentjie wat ek vir jou gaan gee, is beheer in plaas van oorgawe. Nou kom ons kyk gou na dit wat ek daar bygesit het, Natasha. Baie interessant. Hierdie man is vasgeketting in 'n verskriklike groot klip, of 'n bal, of ysterbal, en ek sê, God se plan, dis God se plan. Nee, God se plan is nie om jou in gevangenskap te hou nie. Kom ons lees. Spreuke 3 vers 5 sê die volgende, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. So baie keer wil ons wat doen, en ons wil die ding doen, en dit is uit ons eie menswees, of uit ons eie denke uit, wat ons wil dinge doen, en ons wag nie op die Here nie. En die Here sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Beteken ek moet, whatever ek wil,
vir die Here neersit. Kom ek noem iets uit my persoonlike lewe uit. Dis nou al vir jare wat ek terug wil gaan Natal toe. Vir jare lank wat ek wil in Maakheid gaan bly en aftree as ek klaar is met die polisie. Net om daar by die see, want dis verskriklik mooi, is dit nie? Is lekker om daar by die see te wees. Baie beter as hier in Gauteng. Hier in Gauteng is daar niks nie. Ekskuus tog. Daar by Maakheid en verder in die suidkus af is daar ten minste 'n strand wat ou kan gaan oploop. Hier in Transvaal is daar niks. Ja, julle kan maar met my stry, hier's niks. Hier's 'n dolle gejaag, maar niks hierso. Is daar darm 'n bietjie. En baie keer, en ek het al ja, ek het nou para my keel vanoggend. Ekskuus tog. Vra om verskoning. En ek het nou al vir plasings ingesit. Ek het nou al vir bevorderingsposte aansoek gedoen. En weet julle wat? Niks het gebeur nie. En weet wat moet ek vandag vir jou sê? Hierdie skrifgedeelte het weer vir my kom leer. Vertrou nie op jou eie insig nie. Maak op staat op die Here. Daar's 'n ander skrifgedeelte in Psalm 37 vers 5 wat sê die volgende sê: Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Absolute amen. Here, whatever u wil. Net soos ek nou gesê het, dit sal vir my lekker gewees het om 'n gemeente te hê waar daar mense is wat by my sit. Dat ek ten minste na die tyd saam met julle kan koffie drink en handdruk en broederlike liefde vir mekaar te kan betoon. Maar dit wat ek nou het, is wat ek moet doen. En ek doen dit met die grootste liefde in my hart om met jou te gesels via 'n kanaal. En dit is vir my goed genoeg. Kom ons gaan na die volgende ene toe. Die 5de ene, hygelaary. Natasha, wat is hygelaary? Het jy 'n idee? Sy kyk rond met haar groot oë. Hygelaary. Hygelaary beteken om skynheilig te wees. Kyk hierso. Kyk nou net wat sê ek daar. En ek gaan nou vir jou lees wat die Bybel sê. Daar's party van ons wat kerk toe kom met 'n mooi glimlag en 'n pragtige deftige kar en 'n Bybel onder die arm en jy ryk soos wat is dat? Chiffon, wat is hierdie goeders? Red Door number 5, number 10, number 20, ek weet nie, jy ryk soos 'n parfuumwinkel, mooi geklee, mooi vroom woorde, tande mooi netjies geborsel, maar daar's iets fout met jou. Hoekom? Want jy het nie die evangelie behoorlik aangeneem en toegelaat om jou te verander nie. Jy sien, daar so 'n polsbutton in ons gees wat ons druk. Want jy sien, die Here het ons 'n vrye wil gegee om te kies wat ons wil hê. Wil jy regtig die Here hê? Ons sien daai boonste skrifgedeelte sê, as jy regtig jou lewe wil wen, gaan jy dit moet verloor. En as jy jou lewe verloor vir die Here se ontwil, sal jy dit wen. Hoekom? As ek in die evangelie instap en ek laat toe dat God se gees en sy woord my verander, om verander te word in sy gelykenis. Ja, dit is so, gaan lees maar, gaan soek maar daai skrifgedeelte in Petrus, to be transformed into the image of thine creator. Dit is 'n ding wat vasgeskryf is, ons moet heilig wees. Daar's 'n skrifgedeelte wat sê, die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. So, jy gaan nie daarvan af wegkom nie. En daar's 'n skrifgedeelte wat sê, sonder julle heiligmaking sal julle die koninkryk van God nie ingaan nie. Julle sal nie, jy sal nie. Jy het nodig om hierdie volle stappe van bekering deur te gaan, en dit moet afgemerk word om te sê, ek is klaar met dit. Ek wil nie magsbabe wees nie, ek wil nie die hê nie, ek wil nie 'n vooraf opgestelde idee nie, ek wil glo en leer wat die Here vir my sê. Kom ek gaan lees vir julle Matteus 23 vers 27. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite af wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbeendere en allerhande onreinheid is. Want God ken my van binne af. Hy kan my gees, my siel, my liggaam sien. As hy na my kyk, sien hy my volledig.
Dit is nie soos ons wat mense kan flous, en 'n sielkundige kan dalk hier 'n raakpunt en daar 'n raakpunt vat nie. My God, wanneer hy na my kyk, kan hy alles sien. Hy sien my gedagtes. Hy sien daai verkeerde gedagtes wat ek het. Hy sien daardie dinge wat my pla. Hy sien alles. En in plaas van dat ons voor hom kom en sê, Here, hier is ek. Verander my. Werk in my. Voordat jy met iemand anders te bid, voordat jy vir iemand anders 'n evangelie gaan verkondig, vra die Here om met jou eers te werk, om jou te verander. Die volgende prentjie gaan ek nou met jou deel, en ons kyk, is amper klaar. Baie skrifgedeeltes vandag. Verbruikerskristendom. Wat is verbruikerskristendom? Weet jy wat dit is? Nou ja, ek gaan nou vir jou 'n prentjie bysit. En dan gaan ek vir jou 'n skrifgedeelte gee. Verbruikerskristendom beteken, wat kan ek uit hierdie evangelie kry? Hoe kan ek benefit uit hierdie evangelie uit? Hoe gaan dit my help? Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie, daar was een van die disippels van die Here wat so was. Hy was 'n verbruikerskristendom of Christen. Hy wou baat vind uit hierdie verhouding met Jesus. Nou kom ek gaan lees vir julle 1 Timoteus 6 vers 10. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Is dit nie 'n interessante skrifgedeelte daai nie, Natasha? Baie interessante, want hulle het afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Om te dink, jy kom na die evangelie toe om geld te maak, is 'n verkeerde idee, dan bly weer weg. Bly net weg. As jy hiernatoe kom, moet jy weet, dat jy die Here se voetstappe gaan volg, een na die ander ene, en dit gaan partykeer lei deur verdrukking en deur moeilike tyd. En dit beteken nie dat die Here jou verlaat het nie. Ek het in hierdie week gesê, dat ek voel partykeer soos 'n weggooi kind. Hoekom? Want daar is min van ons wat glo in die manier wat ek glo. Ek glo met my hele hart, met my hele gees, met my hele siel, dat God waaragtig een is. Dat hy net hy is. Dat hy die Vader is, dat hy die Seun is, en dat hy die Heilige Gees is. Net hy. En ek kan vir jou skrifgedeelte boop skrifgedeelte gee, as ons eendag daarby uitkom. Daardie lering sal ek nog steeds vir jou gee. En ek glo, dis nou die tweede faset. En net die eerste faset gooi jou al klaar uit by baie mense. Want mense wil glo 'n leuen. Mense wil glo dat God is drie-enig. En hy is nie. Hy was altyd. En as jy vandag nou net 'n versie by my wil uitkarring en vir my sê, Frans, gee my ten minste net een vers, dan kan jy in Jesaja 9 vers 5 gaan lees. 'n Kind is vir ons gebore, en dan gaan kyk jy, wat is sy titels? Dit wat hy is. Ewige Vader. Baie interessant. Baie interessant, ek kan jou baie ander skrifgedeeltes gee. Die tweede ding, wat my wegvat ook van ander mense af, is die blote feit dat ek weet dat my God nog nooit sy wette kon wegvat het nie, of verander het nie. Baie sê volbring, beteken die einde daarvan. Nee, die einde van wat het hy gebring? Die einde van bloedoffers. Ons kan nie meer offer voor God nie. Ons is klaar met dit. Ons moet dit aanvaar en besef. Nou ja, ek wil nou nie 'n ander lering vandag gee nie. Ek is besig om te praat oor herlewing, om terug te keer na die Here toe, of om in hierdie geloof te bly en te vashou om nie weer af te dwaal nie. Laaste ene, vrees om familie en vriende te verloor. Hierdie is gewoonlik die ene wat meeste mense wat tot bekering kom, weer terug te laat gaan wêreld toe, want familie begin dreig. Familie begin dinge sê, vriende sê, nee wat, ons gaan nie weer by François kuier nie. Hy het nou holy moly geword. Hy loop met die Bybel onder sy arm rond. Hy doen die, hy doen daai, en al wat uit sy mond uitkom, is Jesus voor en Jesus agter. Sorry, dis wie ek is. En dis wat ek is. En daarom is ek bereid om alleen te wees. Want hoekom? En ek gaan dit nou vir jou hierso lees. Dit is my beter om my lewe te verloor en Jesus as wins te hê in my lewe. Dit is vir my beter om hom gehoorsaam te wees. Want weet jy wat? Nie een van hierdie kerke en nie een van hierdie pastore en nie een van die mense, familie of vriende
het my siel vrygekoop nie. Dit is net Jesus en hy alleen. Net Yeshua, my Messias, het my vrygekoop deur sy bloed. Daarom verdien hy al my aandag, al my moeite, verdien hy alles wat ek is, want hoekom? Hy bewaar en beskerm my. Hy is my God, hy is my verlosser. En ek ken niemand anderster en ek wil niemand anderster ken nie. Hierdie skrifgedeelte wat ek hier bygesit het, kom uit Jesaja 66 vers 5. Baie interessante gedeelte. Vers 5 sê die volgende: Hoor die woord van die Here, julle wat vir sy woord bewe, julle broers, julle haters, wat julle verstoot om my naam omwil. Wat sê hy hierso? Hy sê, julle wat bewe vir die woord van die Here, en dan julle broers, wat julle verstoot vir sy naam omwil. Dan sê hy die volgende, hulle sê, die mense sê, laat die Here heerlik word, dat ons julle vreugde kan aanskou, maar hulle sal beskaamd staan. Nou ja, ek wil nie beskaamd staan voor die Here nie. Ek vrees hom en ek wil hom dien met alles wat in my is. En ek hoop dat jy van dieselfde tipe mens is. En ek nie dat ek sê dat sekere mense anderster is nie. Ek het in die begin gesê dat elkeen van ons het 'n vrye wil, 'n wil wat ons self kan uitvoer. Waarom die Here dit partykeer vir ons gegee het, weet ek nie. Want party van ons doen verskriklike, afgryslike goeders met ons eie wil. Ons doen dinge wat vir die Here ver buite is. Maar nou ja, hy is groter as ek, hy weet beter as ek, en ek het my wil gevat en aan die Here onderwerp, om sy wil in my lewe te kan sien. Hierdie 7 goeders, is goeders wat jy gaan aan moet werk, om seker te maak dat jy dood is, en dat daar nie meer 'n pols is nie, en dat daar nie asemhaling is nie, dat jou oë fixed en dilated is. En ek praat nie van vleeslik nie, ek praat van geestelik. Om geestelik dood te wees, om weer nuwe lewe te kry deur Jesus Christus, en om gelei te word deur sy gees. En op daardie trant gaan ek nou vanoggend afsluit, en ek vra dat met julle elkeen, dat dit moet goed gaan, en dat julle by die plekke sal kom, en by hierdie stappe sal uitkom, en sal leef volgens die wil van die Here. Want ek wil vir jou sê, daardie dag, as ek en jy geroep word, om voor sy troon te staan, is daar niemand anders nie. Daar gaan nie 'n advokaat of 'n prokureur wees, wat jou gaan kan help nie. Dit gaan jy en die Here wees. Gaan lees maar Openbaring, ek dink Openbaring 12, Openbaring 21, skies tog. Ek sal dit volgende week regstel. Jy gaan alleen daar staan. Die Here gaan die boeke oopmaak, en as jou naam nie in die boek van die lewe staan nie, sorry John, jy gaan daar moet omdraai en teruggaan. En ek weet nie waar gaan jy dan gaan nie. Ek kan vir jou sê, maar jy gaan dit nog nie like nie. Ek kan vir jou sê, as die Here jou daar wegkeer, is jou voorland die hel. En dit as gevolg van jou eie wil. 'n Keuse wat jy uitgevoer het. In die ander boek, glo ek vas met my hele hart, want hy praat van boeke, die boeke is geopen. Die ander boek wat geopen sal word, is hierdie boek. Hoe het jy jou lewe gehandhaaf volgens hierdie boek? Het jy dit geglo wat hier in die begin tot aan die einde staan? Het jy jou eie toevoegsels al bygesit? Of het jy dood eenvoudig staat gemaak op die gees van die Here om jou te leer, te lei en te wys? As jy het, dan glo ek dat daardie dag die Here vir jou gaan sê, gaan in, my goeie en getroue diensknegt. Jy het gedoen wat gedoen moet word. So dit is my plan met jou wat saam met my luister, wat dan na hierdie boodskappe kyk. En ek wil asseblief vra, ek vra dit uit alle nederigheid. As hierdie boodskappe vir jou enigiets beteken, like, share, asseblief. Jy sal hoor al die YouTubers sê dit net vir hulle self, sodat hulle 'n groter viewer capacity kan hê. Dis nie vir my daaroor nie. Dit gaan vir my om die evangelie te versprei, om mense te bereik. En dan wil ek julle herinner dat ons het Woensdag aand 'n virtual biduur. Vir die laaste paar woensdaande het ons 'n lekker tydjie gehad, lekker gesels, lekker die Here se aangesig gesoek, ons probleme en dilemma's voor sy voete gaan neerlê, en ons weet dat hy gaan antwoord. So nooi ons jou uit,
As jy graag wil deel wees van daardie biduur, dan gaan jy vir my selfoonnommer is daarso, op die laaste gedeelte sal miskien dit opsit, dan sit jy daar asseblief add my, dan gaan ek jou naam en jou van vat en jou op die groepie sit van Lewe in Jesus, en dan woensdag aand as ons die oproep maak, dan kan jy inskakel. En so gaan ons poog om die evangelie van die Here Jesus Christus te versprei, so ver as moontlik. Mag u 'n absolute en 'n wonderlike Sabbat hê, en mag u geseënd wees in die week wat voorlê. Tot volgende week groet ek julle. Amen.